Gemeente, wanneer ons vandag stil raak by die woord van God wat gaan sirkuleer rondom 1 Petrus 2, dan is dit noodsaaklik dat ons ook verstaan dat ons as gemeente en ons as gelowiges geroep word om Jesus te volg. Maar dit is so mooi wanneer ons gelowiges geroep word om Jesus te volg. Maar dit is so mooi wanneer ons besef dat Jesus reeds die pad vir ons vooruitgeloop het. So te midde van ons uitdagings, te midde van ons vrese en bekommernisse, en te midde van al ons verwagtings, kan ons weet, Jesus het reeds vir ons vooruitgeloop en volg. Maar dalk is daar iemand wat vandag ook nodig het om te hoor dat die Here te midde van jou omstandighede presies verstaan waardeur jy gaan. Psalm 22, die teks waarmee ons in refleksie ingaan, is 'n teks wat direk gekoppel is met die lyding van Dawid vooruitkyk, dan kyk hy na alles wat in sy lewe gebeur en die uitdagings wat hom verhinder om vorentoe te loop. Maar die pragtige gedeelte van Psalm 22 is daarin opgesluit, dat soos ons as kerk luister na sy woorde, kan ons hoor hoe Jesus Christelik en figuurlik daarmee kon vereenselwig. So as jy vandag hierso is en jy sit met iets binne in jouself en jy wonder of jy alleen is en of jou gebede teen die dak opgaan en of Jesus enigstens belangstel, luister saam met my na die woorde in Psalm 22 en besef net, weet nie net wat in jou lewe aangaan nie. Hy deel 100% in jou lewe. Ons lees saam Psalm 22. Vir die koorleier op die wysie van die wildsbok, die daarraad. 'n Psalm van Dawid, die daarraad. 'n Psalm van Dawid. My God, waarom het U my verlaat en bly U ver as ek om hulp roep? My God, ek roep bedags en U antwoord my nie. Ook s'nags, ek roep bedags en U antwoord my nie. Ook s'nags, maar ek kry geen rus nie. U is tog 'n heilige wat woon waar die lofsange van Israel weer klink. Op U het ons voorvaders vertrou. Hulle het vertrou, hulle het na U om hulp geroep en hulle is bevry. Op U het hulle vertrou en hulle is nie beskaam nie. Maar ek is 'n wurm, nie 'n mens nie. Ek word deur die mense bespot en deur die volk verag. Al steek vir my tong uit en knik met voldoening die kop en sê, laat dit aan die Here oor. Laat hy hom red. Laat hy hom bevry as hy dan so baie van hom hou. Here, U het my eerste lewenslig laat sien. My veilig laat rus aan die bors van my moeder. Van my geboorte af is ek onder U sorg. Van die begin van my lewe af is U my God. Moet tog nie so ver van my af wegbly nie. Want die nood is naby en daar is niemand wat help nie. 'n wreedaardige klomp mense het my omsingel, soos beeste uit Basaan staan hulle my toe. Soos verskeurende, brullende leeu storm hulle met oop bekke op my af. Ek is soos uitgestorte water. Al my bene het uitmekaar geval. Dit smelt weg in my. Ek is so min werd soos 'n potskerf. My tong kleef aan my verhemelte. U laat lê my asof ek dood is. Soos honde omsingel hulle my. Die bende misdadigers sak op my toe. Hulle bind my hand. Is in my, kan ek tel. Hulle kyk na my met leedvermaak. Hulle verdeel my klere onder mekaar en trek looitjies oor my mantel. En U, Here, moet tog nie so ver bly nie, bron van my krag, help my tog gou. Nie so ver bly nie, bron van my krag, help my tog gou. Red my van die swaard, my kosbare lewe uit die mag van die honde. Red my uit die bek van die leeu en tussen die horings van die wilde beeste uit. U het my gebed verhoor en ek uit.
U het my gebed verhoor. En ek sal tot eer van die naam getuig in die gemeente, U in die volle vergadering prys. Here Jesus, dit gebeur so vinnig, dat lewe doenig raak, en dat ons so omvou word deur alles wat rondom ons afspeel. Dat wanneer ons begin dink aan die toekoms, dit wat ons vandag ervaar en gister beleef het, beïnvloed ons realiteit. Dit herbevestig dat beweeg met die sekerheid dat ons weer sal swaar kry. Dit gee vir ons konstante oordeel, om te sê, soos wat ons in die verlede foute gemaak het, sal ons dit weer doen. Maar hierin berus die belofte van ons verhouding met, dit hoef nie so te wees nie. Wanneer ons oorgee aan U, daadwerklik binne in U kom, veilig onsself vestig, kan ons in die voetspore loop met 'n verwagting, dat die dag van môre vir ons net goed, dat die dag van môre vir ons net goedheid en guns sal inhou. Mag daardie hoop en vlam weer in ons harte vandag opstaan, soos ons vorentoe kyk, Here, na dit wat U vir ons wil leer. Amen. Wanneer hy kom praat deur sy woord, teenwoordig is met sy gees, dan is hy hier vir jou. Ontvang dit en weet dat God met jou gaan en wil praat. Gemeente, die eerste van twee teksgedeeltes wat ons saam lees vandag kom na ons toe uit die eerste boek van Johannes, die 3de hoofstuk daarvan, en ons gaan saam lees vanaf vers 18 tot 24. Wanneer ons praat rondom die pad vorentoe, ons koers bepaal as mense, as kerk, as gelowiges wat die koninkryk van God wil bedien, dan het ons nodig om vir mekaar te sê dat ons geweet is. Dit wat ons aan dink, aan die Here ook moet oorgee. Want soos wat ons gehoor het van verlede, is dit nie wat 'n mens eet wat jou onrein maak nie. Maar Jesus gebruik 'n besonderse beeld wat hy sê, dit wat by die hart van die mens ingaan, bepaal op die ou einde van die dag hoe hy gaan optree. Dalk is ons vandag hierso gevul met 'n klomp gedagtes. Dit hoef nie vrese en bekommernisse te wees nie, maar dis dalk planne. Dis dalk idees, dalk goeters wat ons besig hou oor die toekoms en ons vergeet. Dat as ons as gelowiges nie geplant bly in die Here Jesus, nie geplant bly in die Here Jesus Christus en ons gedagtes so laat vorm dat hy vereer en verheerlik word nie, is ons dalk op 'n koers op pad wat nie gaan getuig van vreugde en geluk nie. Waarom? Want alles in ons lewe wat ons self aanpak, die toekoms het een sekerheid in. Dis onseker. So waarom sal ons toekomste bou op ons eie insigte, wanneer daar een konstante is waaraan ons kan vashou? Soos wat jy saam met my lees in vers 18, raak bewus woord wat die Grieks gebruik vir hartklop. En kyk hoe die teks dit geïnterpreteer het vandag deur te verwys na die gewete wat ons vandag in ons binneste het. Johannes is aan die woord wanneer hy sê, liewe kinders, ons liefde moet wanneer hy sê, liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word en dan bevestig word in opregtheid. Hierdeur kan ons ook te wete kom dat ons aan die ware God behoort. Hierdeur kan ons ook te wete kom dat ons aan die ware God behoort en kan ons gewete voor hom tot rus te bring. As ons gewete ons veroordeel, God is groter as ons gewete en hy weet alles.
Geliefdes, ons gewete. As ons gewete ons nie veroordeel nie, het ons vrymoedigheid om na God toe te gaan. En wat ons vra, kry ons van hom, omdat ons sy gebooie gehoorsaam en doen wat hy goed vind. En dit is sy gebod. Christus glo, geplant bly. En ons moet mekaar lief hê ooreenkomstig met die gebooie wat ons van hom ontvang het en wat hy vir ons gegee het. En wie sy gebooie gehoorsaam bly in God en God in hom, weet ons dat hy in ons bly. Hy het sy gees vir ons gegee. Gemeente, die konsep rondom optredes, die konsep rondom woord en daad, die bevestiging van wat jy glo, is 'n baie belangrike konsep wat in die kerk wat jy glo, is 'n baie belangrike konsep wat in die kerk meermale uitgedruk word. Dit getuig dalk van die worsteling wat ons elkeen het, wat kan sê dat wanneer my vyand oor my pad kom en daar emosies in my hart opstaan, wanneer daar dalk geleenthede kom vir my om die wanneer ek dalk in 'n situasie beland waar ek my vervolger kan terugkry vir wat hy aan my gedoen het, dan is dit nie so maklik om in woord en daad te bly nie. Dis nie so maklik om terug te gryp na dit wat die Here vir ons gegee het om te doen nie. Hoekom? Want my gedagtes, die manier hoe ek my lewe orden en hoe ek op 'n strategiese manier te werk gaan met 'n interpretasie van my lewe, dit getuig nog nie van dit wat ek van die Here gehoor het nie. Ons het nodig om te weet dat wanneer ons praat rondom ons verhouding met die Here, dat die Here ons gemaak het om in hom te bly. Hoe het jy in hierdie wêreld ingekom? Was dit net uit jou eie te uit of het God dit gewil om jou hier te wees? Onlangs kry ek 'n besonderse mooi boodskap van 'n lidmaat af wat vir my dit in 'n pragtige metafoor verduidelik wat ek graag met julle wil deel. Toe God visse gemaak het, die see laat kriool het van diere, het hy eers die water gemaak en toe die vis geskep. Voordat die Here die plante groei laat uitbrei het oor hierdie aarde, het hy eers die grondvlak gevestig. En toe hy die mens gemaak het, het hy in ons geplant op die aarde. Soos die visse in die see geplant is, soos die bome in die grond geplant is, soos die mens op aarde geplant is, binne sy teenwoordigheid. So is dit om te leef. Want haal 'n vis uit die water uit en trek 'n boom met wortels uit, vanuit die grond uit gaan daar die boom leef, hy gaan sterf. Haal jouself uit die teenwoordigheid van God uit. En wat sê die Bybel vir ons? Jy sal 2 keer sterf. Jy sal 2 keer sterf. Jy sal sterf die dag wanneer jy jou laaste asem uitblaas en voor die troon van God gaan jy veroordeel word en jy gaan gestuur word na 'n plek waar God nie is nie en daar sal jy weer sterf. Dit wat in jou hart aangaan, dit waarmee jy jou gedagtes besig hou, bepaal wat jy gaan ervaar in hierdie lewe. En weet net wanneer Johannes met sy gemeente kom praat, en God kom praat vandag vir jou, dan kom lê hy die klem daarop, om te sê, moenie toelaat, dat die hart wat jy ontvang het van God, wat moet klop vir God, en die gedagtes wat gerig moet word op God, en die verheerliking van sy naam, gevlek word, deur 'n soeke na selfbelange nie. Want dit is nie hoe God jou gemaak het om te leef nie. Tydens die tydperk van Advent kom herinner ons onsself van liefde, vreugde, vrede en hoop.
Die geskenke wat die Here aarde, en hy sê, waar gaan jy dit vind? Net in my. Ons dink na aan die plek waar ons geplant is. En ons dink na oor waar die Here ons gesit het in die konteks. Het sy ons nou jonk middel ons gesit het in die konteks? Het sy ons nou jonk, middeljarig of bejaard is? Ons is in 'n plek geplant. En ons vra vir mekaar, hoe leef ons in daardie plek? Is dit die grond wat bepaal hoe ons op daarop? Vanoggend wil die Here die saad van hoop in jou hart plant. Die saad wat getuig van 'n belofte dat jy vorentoe kan gaan in jou boerdery, in jou familie, in jou individuele verhoudings met jou gade of jou geliefde, dat daardie saad ontkiem, sodat dit kan groei waar dit geplant is. Ons dink na aan die woorde van 1 Johannes 3 wat getuig daarvan dat Jesus vanuit liefde daardie saad vir ons gee, soos wat ons voorberei vir ons primêre skrif gedeelte. Die tweede teksgedeelte waarby ons stil staan, kom na ons toe die eerste boek van Petrus in die 2de hoofstuk. En ons bou voort op ons reeks rondom Petrus wat met die gemeente gepraat het oor die tyd waarin hulle leef. En ek wil jou vra oor die tyd waarin hulle leef. En ek wil jou vra om vir 'n oomblik net te dink aan dit wat ons in die begin van hoofstuk 1 gelees het, dalk 'n kernbegrip of beginsel wat ek wil hê jy moet in jou lewe toevoeg. Dis nie wat aan jou getaak word om te doen, wat jou vreugde bepaal nie. Dis vir wie jy dit doen. In 1 Petrus kom vind ons dat Petrus vir die gemeente gesê het, wat ook al jy doen dit tot eer en vir hierin berus die misterie van die lewe. Wanneer jou optredes van so formaat is, dat jy God se naam verheerlik, sal jy nooit beskaam word nie. God sal altyd daardie optredes ontmoet deur jou 'n wonderlike geleentheid. God gaan jou help om die lewe te sien soos wat hy dit gemaak het om te wees. Maar nou moet ons weet, daar waar ons geplant word, gaan bepaal hoe ons in hierdie lewe onsself laat beweeg op die pad. Nie een van ons is geplant in dieselfde posisie in hierdie samelewing nie. Nie een van ons het dieselfde pad wat ons moet loop tot by die ewigheid nie. Ja, die pad van ons Here Jesus Christus ons gegee, die voetspore in die sand, neem ons na die ewige lewe toe. Maar ons elkeen gaan daardie pad op ons eie manier moet loop. Hoe leef ons en hoe tree ons op binne in die omstandighede? Dit is waarmee Petrus vanoggend begin wanneer hy sê, reflekteer oor wat dit beteken om 'n bediende te wees van God. Nie 'n slaaf nie, nie 'n dienskneg nie, maar 'n bediende. Petrus sê in vers 18, bediendes van die kerk. Onderwerp julle met die nodige onsag aan julle werkgewers. Of hulle nou goedhartig en vriendelik is, of onredelik. Dit is genade, as iemand die pyn van onverdienste ding verduur, omdat hy aan God getrou wil wees. Genade, om in die omstandighede waarin jy geplant is, deur die moeilike omstandighede te kom saam met God. Dink na oor as jy gestraf word wanneer jy oortree het, watter verdienste is daarin as jy dit verdra? Maar om lyding te verdra wanneer jy goed doen, dit is genade van God.
Juis hiervoor is julle geroep, omdat julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. En jy moet dit weet, God het geen sonde gedoen nie, en uit sy mond het daar nooit 'n leuen gekom nie. Toe Jesus Christus beledig is, toe hy gelei het aan die kruis, bloed bevlek, beendere gebreek, het hy nie gedreig nie. Maar hy het alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel. En hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. En daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in sy gehoorsaamheid. En die gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Julle het immer so skape rondgedwaal, maar nou het julle teruggekom. Na die herder en die bewaker van julle lewe. Ons bid saam. Here Jesus, wanneer ons dink aan u teenwoordigheid in ons lewe, dan kan ek nie anderste as om te dink aan Martin Luther, wat jare terug reeds geskryf het oor die God van die eeue en hoe hy teenwoordig is in ons lewe nie. Maar die onkenbare God wat besig is om te werk in ons lewe. Want ja, Here, daar is in ons elke een se lewe 'n tyd waarin ons onsself bevind waar ons nie weet hoe is u betrokke nie. Waar dit van ons goed sal wees en goed sal wees. Josef is deur sy broers in die put gegooi. Hy is gestuur na Egipte toe en het 'n ervaring gehad van Godverlatenheid. Maar selfs in daardie proses waarmee hy besig was, om tot in die koning se huis te regeer, het hy hom aanhou vorm. Dit was nie sy omstandighede wat bepaal het of hy sukses behaal het nie, maar sy ingesteldheid. En mag het ook so wees dat ons weer die herbevestiging sal kry, dat God ons beloof dat ons dit nie alleen sal maak nie, maar dat ons suksesvol sal wees. Ons kom na u toe, Here, en ons kom vra dat u vir ons hierdie woord sal oopbreek. Amen. Amen. Gemeente, wanneer ons dink aan die woorde van Petrus vanoggend, dan reflekteer ons aan die kernopskrif wat Petrus vir ons gee. Wat sê dat Christus is vir ons 'n voorbeeld van volharding in moeilike tye. Maar ek wil nie hê ons moet vandag net stil staan by die moeilike tye nie. Want ek dink as ons so baie fokus op alles wat verkeerd is, en om net deur daardie omstandighede onsself te laat beweeg, en te plot om deur hierdie ons wat God vir ons beloof het. Ons is kinders van die lewende God. Ons is geliefdes van die een wat kruis toe gekom het, sodat ons nie nodig het om meer vas te hou aan die skuld van ons sondes nie. Nie alleen van die skuld wat gepaard ons sondes nie. Nie alleen van die skuld wat gepaard gegaan het met verlede optredes nie, maar juis met die omstandighede waarin ons onsself bevind vandag. Nie een van ons wat hierso sit kan sommer maar net getuig dat ons op die perfekte stel dat daar dalk goeders in ons lewe is waaroor ons nie baie gelukkig is nie. Keuses wat ons gemaak het in die verlede wat uitgeloop het op goed wat vir ons nie goed was nie. Dalk is daar van ons wat wonder of ons in die toekoms dit gaan maak. Die worsteling wat mense binne in hulle self bevind wanneer hulle dink aan die toekoms en rondom dit wat God vir hulle beplan het, word in 2 kategorieë gesit waarin jy jouself dalk kan vind.
Die eerste kategorie wat gepaard gaan met jou toekoms is om te kan sê, ek wat hier sit vandag, het nie die nodige middele om te doen dit wat God wil hê ek moet doen nie. Aan die ander kant van die spektrum weer is daar dalk van ons wat sit en sê, wat sal gebeur as ek alles kry in my lewe? Wat sit en sê, wat sal gebeur as ek alles kry in my lewe? Sal ek God vergeet? Die inhiberende krag waarmee ons onsself beweeg in die toekoms in, is vir ons so belangrike manier van reflekteer oor ons lewe, want ons het nodig om te verstaan dat dit die sukses gaan bepaal. Jy gaan suksesvol wees as jy net kwaad met kwaad vergeld, want jy sal suksesvol wees in die kwaad wat jy in volhard. Jy gaan groei daarin, wanneer jy aanhou om te volhard in die liefde. Maar nou kom Petrus en hy sê, onthou ook net vir my, wanneer jy jouself herhaaldelik plant binne in Christus Jesus, sal jy ook suksesvol wees. Die krag van 1 Petrus 2 word Petrus begin om met die gemeente te praat as bediendes. Want anderste as wat ons aan gewoond is, kom sê Petrus, onthou net vir jou, dat in die tyd waarin ek leef, is daar soveel bediendes, wat optree nie as dagloners, en mense wat net skoffel nie, maar hulle bevind hulle self in verskillende posisies as arbeiders, dagloners, onderwysers, musikante. Sommige van hulle het ereposisies, maar nog steeds knegte. Diensknegte van wie? Diensknegte van die wat hulle omgewing vir hulle afperk, wat vir hulle sê, jy sal vandag dit doen, jy gaan so optree, my verwagtings van jou is so, of sal hulle diensknegte wees net in my? Doen alles wat ek van jou vra, maar doen dit tot eer van my naam. 'n baie interessante vraag wat ek in myself vra is, hoe kan ons vreugde vind in die kleinste van goedere wat ons doen? Ek dink nie is enige van julle vandag wat nie skorrelgoed was nie. Daar is dalk van julle wat stofsuig en ander van julle wat maak soos baie mans maak en net vlug wanneer daar gestofsuig moet word. Daar's dalk van ons wat hierso sit wat daagliks moet opstaan onsself klee om skool toe te gaan of onsself moet druk om werk toe te gaan. Hoe gebruik ons hierdie omstandighede om God te verheerlik? Dit alles begin, gemeente, wanneer ons besef wie en wat ons is. Wanneer ons besef wie en wat ons is in God. Wanneer ons besef dat die geleentheid wat ons ontvang het vandag om te leef, genade is. Persoon het dit eens op 'n tyd vir iemand gesê, wat so worstel met sy lewe. Toe daai persoon vir hom gesê, jy weet daar is mense in die begraafplaas, wat al hulle geld en tyd sou gegee het om te wees waar jy vandag is. Wat maak jy met jou omstandighede? Wat maak jy met die geleenthede wat God vir jou gegee het? God, dankie vir die lewe wat U vir my gegee het, of doen jy hom oneer aan? Maak jy soos die boek van Hebreërs gesê het, deur elke keer wanneer jy in Christus Jesus twyfel, wanneer jy kyk na jou omstandighede, jy kyk na jou toekoms en jy sê dis te groot vir God, om enigstens sy uitweg vir my te gee, ek kan dit nie maak nie, is jy besig om Christus weer te kruisig? Bring eer aan God se naam. Wees wie God jou gemaak het om te wees. Maar hierin berus die kern van jou lewe. Vind uit wie jy in Christus Jesus is.
Nie deur te kyk na die mense wat rondom jouself is in 'n samelewing wat vir ons kom leer dat elkeen uniek moet wees nie. Moenie is deur te reflekteer oor hoe jy verskil nie, maar vind uit hoe God jou gemaak het. Die manier van optree in jou lewe, jou karakter, jou gawes, jou persoonlikheid het God uniek gemaak. En God vra nie van jou om iets anders te gemaak. En God vra nie van jou om iets anders te wees nie. Hy vra jou net om te wees wie hy gemaak het om te wees. 'n Persoon wat in hom gewortel is as sy kind. Nie een van ons twee, jy gaan kyk na die menslike anatomie, dat elke persoon se neus, duimafdruk en oor verskil van mekaar. Deur die eeue heen tot in die toekoms sal daar niemand wees wat dieselfde afdrukke as jy het nie. Sal daar niemand wees wat dieselfde afdrukke as jy het nie. Hoe besonder is dit dat God jou uniek gemaak het? Maar hoe hartseer is dit ook nie dat daar 'n ander is wat ons noem die duiwel, wat deur mense kom en ons afbreek. Ja, dominee, dit weet ons. Maar wat ons nie genoeg op fokus nie, is om vir mekaar te sê wat dit aan ons doen, soos wat ons in hierdie lewe ingaan. Apostels en profete, Jesus Christus kan deur enige omstandighede gegaan het, met nog steeds die roeping wat God vir hulle gegee het. Die roeping wat God vir hulle gegee het. Hoekom? Want hulle het geweet wie leef in hulle. Iewerste is daar dalk iemand wat jou laat glo dat God se gees nie in jou gehuisves kan wees nie. Dat jy nie goed genoeg is vir 'n omstandighede nie. Dat jy dit nooit sal maak nie. Dat jou omstandighede en die onsekerheid van die toekoms vir jou sê, jy gaan nie in hierdie wêreld dit maak nie. Hoor wat sê Petrus, dienskneg van die Here. Bediende van die Here jou, om te gaan probeer plot hoe jou toekoms gaan lyk nie. Al wat ek vir jou vra is, wees my gehoorsaam. In 'n gelykenis wat Jesus vertel het, het hy gevra, of het hy eers begin deur te sê, watter pa onder julle sal vir sy kind 'n klip gee as hy vra vir 'n brood, of 'n slang gee as hy vra vir hom vir 'n vis. Of jy goed of sleg gesê, Jesus, jy sal dit nooit doen nie. Hoeveel te meer vandag as jy jou hele realiteit rondom God verander, deur te herbevestig dat God vir jou 'n belofte gegee het, dat hy saam met jou sal gaan, dat hy jou geplant het, en dat jy daar waar hy geplant het, suksesvol kan wees. Ja, gemeente, wanneer God met ons praat deur sy woord, dan kom sê hy, jy het nodig om jouself te plant, maar daarmee saam het jy nodig om jou gedagtes op te offer. Jy het nodig om jou gedagte ander deur die Gees wat uitgestort is oor die wêreld, oor jou lewe. Wanneer Jesus vir jou sê en God vir jou sê dat jy in alle omstandighede suksesvol kan wees, dan is dit 'n geskenk. Sukses in enige gebied van jou lewe. Jy kan dit behaal as jy dit ontvang van my af. Dis 'n geskenk wat God vir jou gee. Maar as jy nie kies om jouself agter te los en te reageer op die Christelike beginsels nie, dan sal jy dit nooit behaal nie. Stefanus het daai beginsels gevolg, en teen die tyd wat hy met klippe gegooi is, het hy gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hy doen nie. Sukses behaal in daai omstandighede. Paulus sukses behaal in daai omstandighede. Paulus kan ons aangaan
Die apostel Petrus kan ons aangaan. Die kerkvaders van ouds, Abraham, Jakobus, Isak. Al daardie apostels herinner ons daaraan. Al daardie apostels herinner ons daaraan dat die Here ons sal help. Petrus kom maak sy gedeelte toe om te sê, leer van my. Leer van 'n eenvoudige doodheid. Wat dit wat die Here vir my wou gegee het, van die hand gewys het. Deur hom 3 keer te verloon. Leer van my wat na Jesus se dood teruggegaan het na 'n lewe toe wat ek geken het van visvang. En leer van my teruggekom het om my die rots te maak vir sy kerk. Ons het begin deur te sê, ons elkeen wat hier sit, elkeen van ons wat vandag hierso is, het nodig om te weet, die Here sal terugkom om met ons te wees. En die lewe wat hy vir ons gee, ongeag van wat ons verkeerd gedoen het in sy oë, sal een wees wat getuig van sy goedheid en guns en sy inwonende krag, as ons dit net wil aanvaar. Ek sluit vandag se gedeelte af deur vir jou die volgende te sê. Jou môre kan 'n uitdaging wees of 'n geleentheid wees. As Christus Jesus en jy volg in daai spore wat hy vooruitgeloop het vir jou, beloof ek vir jou, nee, die woord van God beloof vir jou, jy sal 'n pad loop van sukses. Mag jy daardie woorde vir jouself toeëien. Mag jy daardie woorde glo. En mag jy daardie woorde glo. En mag jy in dit leef, soos die Here jou vra om te doen. Heilige Vader, wanneer ons vandag net reflekteer oor dit wat Petrus vir ons sê, en ons laat toe dat die Gees van God daardeur met ons praat, dan kan ons nie anders as om te begin dink aan ons lewe en hoe ons as diensknegte in ons omstandighede optree nie. Eienaars ons goedgesind is. Ons is geplant in omgewings waar daar nie baie konflik is nie, 'n goeie huis, dalk in 'n goeie werksplek wat nie te veel uitdagings het nie. Dalk is die ander van ons wat as diensknegte geplant word in 'n omgewing wat geweld. Dalk is daar van ons wat in 'n omgewing geplant is wat daagliks ons herinner dat ons dit nie sal maak nie. In beide gevalle, Here Jesus, is U teenwoordig. En U sê vir ons deur U woord, help ons om ons gedagtes op U te fokus, sodat ons te midde van ons omstandighede kan wees die beste wie ons kan wees. Dis genade, Here, om vandag in hierdie wêreld te wees. Mag ons met daardie genade ook reageer deur genadige optredes vir U te wys. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van God die Vader is en die inwonende krag van ons Here Jesus Christus se Gees gaan met jou heen. Ontvang dit, maak dit deel van jou lewe, reageer daarop en leef dit uit vir 'n wêreld